Hey, welkom terug by ons welvaartskeping video's. Daar het so 'n paar dae verloop tussen die laaste video en nou. Dit is ongelukkig. Die dinge my tyd maar net nie vir my uitgewerk nie. So ek het gesukkel om nou tyd te kry gou nog weer 'n paar video's te maak. Ons laaste video's het gegaan oor expenses en ons begroting. Okay, so as ons nou ons surplus uitgesorteer het, soos ek gesê het, ons kan nie werklik welvaart skep as ons nie 'n surplus het nie. So ons het nou gekyk waar ons geld heen gaan en ons gekyk hoe ons kan begroot sodat ons 'n bietjie geld oor het. Nou is die vraag, waar begin ek? Ek wil nou die laaste volgende klompie video's gaan ons praat basies net oor wat doen jy nou om geld te genereer. So ek gaan nou 'n bietjie meer op die witbord werk, so ek gaan gou uit die kamera se sig beweeg, maar ek gaan nog steeds daar wees. Ek gaan net probeer kyk of net op die witbord inzoom. Okay, so staan net so 'n bietjie vas, dan wys ek julle waar begin ons. Goed, die beste manier om welvaart te skep is uit twee maniere uit. So, jammer as julle nie my kop sien nie of ek voor die kamera aan beweeg. Een is 'n besigheid en ander ene is investering. So, kom ons konsentreer 'n bietjie, of kom ons kyk na die geheel beeld en dan kyk ons wat is die beste manier na my mening. Onthou net, ek gee julle nie raad, ek is nie 'n finansiële raadgewer nie. Ek sê maar net wat ek dink die beste vir my sal wees. Kom ons kyk na investering vir 'n oomblik. Okay, kom ons kyk die voordele. Voordele is jy kan jou geld vir iemand gee en of vir 'n organisasie gee wat jy vertrou en hulle sal jou geld kan gebruik en hulle kan vir jou 'n spesifieke bedrag, return on investment gee. Kom ons maak dit maklik, 10%. Daar is plekke wat jy meer gee, die banke gee jou natuurlik baie minder. Maar 10%, kom ons dit is per jaar en dan kan ons dit terugwerk. Daar is goed wat vir jou baie beter investering gee, return on your investment gee. So dis nou nie eintlik die heel beste groei van jou kapitaal, as ek die op die woord kan kom nie, wat jy kan kry nie. Die nadele, kom ons werk net op daai een. En die nadeel, wat ek dink baie mense sal ondervind het, is, hulle het geen beheer oor wat met die geld gebeur nie. Jy verloor beheer. Gaan nou maar en gaan gee jou geld vir van hierdie grote organisasies. Ek wil nie name noem nie, maar julle weet nou van wie ek sal praat, wat jou geld in polisse en daai goed is, uitkeerpolisse. Jy het geen beheer wat met daai geld gebeur. En my waarheid sê, die meeste mense kom agter die dag as die geld uitbetaal, is die geld minder as wat hulle ingesit het. So, investments in my oë het voordeel en daar is plekke, ons invest in twee verskillende plekke wat ek baie gelukkig oor is. Een is, al twee is op die einde in eiendomme, een is meer in kommersiële eiendomme en ander een is in residensiële eiendomme, waarin die geld geplaas word en ek weet presies waar die geld is en wat gebeur daar elke maand. Ek kry elke maand 'n staat.
So dit is maklik vir my om dan te beheer. Ek weet presies wat ek gaan inkry elke maand. Maar jy het nie ten volle beheer nie. Verseker ook nie met die 2 investments wat ons doen nie. So kom ons kyk nou na 'n besigheid. Ek gaan nou hier omblaai en kyk ons weer. Besigheid. Oeps. Want my pen is besig om op te raak. Laat ek maar ander een kyk. Besigheid se probleem is, ek gaan 'n grafiek trek, dan wys ek julle. Hier is my nulpunt. As ek die moeilikheidsgraad vat van 1 tot 10 en die bedrag wat ek moet insit, ek gaan sommer maak R1000 tot R100.000. Dan lyk dit soos volg. Die moeilikheidsgraad is op sy hoogste as ek die minste insit. So ek gaan sê die moeilikheidsgraad loop so. Oral hier tussenin kan jy invest. Maar jou moeilikheidsgraad is baie hoog as jy min geld insit, want dan moet jy baie dinge self weet en self doen. Ek kan 'n voorbeeld noem. Jy kan 'n besigheid vir jouself in die gang sit met R1000 met gemak. Dan moet jy jou eie produk skep. Jy moet alles rondom die produk skep om te verkoop, die bemarking als mens self doen. As ons hierdie vat R10.000. Hier kan jy bijvoorbeeld met gemak in 'n netwerkbemarkingsbesigheid inklim, waar baie van die sisteme is reeds in plek. Jou grootste probleem is om jou bemarking te doen, wat nie werklik so moeilik is nie, maar die veiligheid van netwerkbemarking is maar hoog, maar ek dink daar is 'n groot rede daarvoor. Dan die grootste rede daarvoor, mense vat dit nie ernstig op nie. Jy dink is maar net nog 'n speletjie. As jy dit werklik soos 'n besigheid bedryf, kan jy 'n netwerkbemarkingsbesigheid kan vir jou bitter baie goed doen om die baie jy hoef nie eens aan te skuif nie. Jy kan met die geld wat jy genereer onmiddellik soontoe spring. En ons is 'n netwerkbemarkingsbesighede ook. Ons is familie so en is besighede wat vir ons buitelandse valuta verdien. So ek sal dit ten sterkste aanbeveel natuurlik, nie nou op die video nie, maar as jy dalk belangstel om te kontak. En dan kan jy enigiets sê, kom ons maak hierdie 50.000 na 100.000 toe. Eiendomme is 'n baie goeie plek om te begin. En jy kan dit gemak 'n eiendom hier begin deur 'n goeie JV deal te doen. Natuurlik met mense wat jy ken en vertrou. En dan kan jy meer inklim en so aan. Of jy kan, as jy daai kant van die grafiek beweeg, kan jy, en jy weet hoe natuurlik, kan jy jou eie eiendomme gaan koop, koop laag, verkoop hoog, koop sê maar 'n distressed eiendom, sit geforseerde kapitaalgroei in hom, en dan verkoop jy teen 'n markverwante prys. So op daai manier is dit baie maklik om geld te genereer, maar en jou moeilikheidsgraad is nie baie hoog nie. Maar jy moet geld hê. Ek dink 50.000 is amper die minimum wat jy in 'n lekker JV deal kan inklim. Okay, dit is tot daar. Ek gaan die volgende video's gaan ek vashak op een van hierdie punte. So jy begin jou eie besigheid met sê maar internet gedrewe besigheid.
Dan gaan ek 'n bietjie praat oor netwerkbemarkingsbesighede en dan gaan ek praat oor eiendomme. Okay, ek sien julle in die volgende videoetjie. Dankie vir die saamwees. Sien julle dan.